Ekkie eekhoring was so bly dat hy nou weer maatjies bygekry het, dat hy soms skoon vergeet het om te gaan akkers optel. Hy het nog nooit 'n geitjie maatjie gehad nie, en nou het hy sommer 2. Kort nadat Ekkie sy nuwe maatjies ontmoet het, wou hy vir hulle die mooi blink klippie wys wat hy onder die eikeboom opgetel het. Karel Kraai wou so graag die klippie hê, dat hy sommer uit die boom uitgeval het van skrik. Gelukkig kon hy glad nie onthou van die blink klippie nie. Hy het gedink hy daaroor gedroom en toe weggevlieg. Kom julle 2, kom ek wys vir julle die mooi klippie, sê Ekkie opgewonde, en daar hardloop hulle oor die takke, tot by die plek in die mik van die boom se groot tak, waar Ekkie die klippie weggesteek het. Hy krap die blare versigtig weg, en jou waarlik, daar lê die mooiste blink wit klippie. Die son skyn so mooi op hom, dat hy sommer vol lig is. Aarde, Ekkie, wat 'n klippie is dit? Vra Meel. Ek weet nie jong, ek het hom maar hier onder die boom sien lê en toe bring ek hom hiernatoe. Dis so mooi, Sê Biep. mag ek hom 'n bietjie vashou asseblief? Vra Biep mooi. Natuurlik, maar ek dink nie jou hand is groot genoeg om dit vas te hou nie. Sê jou wat, kom nader, dan kan jy aan hom raak, sê Ekkie. Meel en Biep spring sommer albei vorentoe en klim op die klippie. Lag hulle opgewonde. Ons sit nou op die maan en die son en die sterre. Kyk net hoe mooi is dit. Sê Biep. Maar wat gaan jy met die klippie doen, Ekkie? Vra Meel. Ek weet nie Meel, al wat ek weet is dat hierdie klippie baie spesiaal moet wees. Dalk moet ons die klippie na oupa Uil toe neem, sodat hy vir ons kan sê wat se klippie dit is en wat om daarmee te doen. Meel en Biep se oë rek so groot so spierings. Wie is oupa Uil? Vra Biep. Ekkie lag, want hy het vergeet dat Biep en Meel nie lank gelede uit die eiertjies gekom het nie, en hulle weet nog niks van wat in die groot bos aangaan nie. Ekskuus julle, sê Ekkie verlee. Ek moet mos weet julle weet nog nie veel van wat in die groot bos aangaan nie. Oupa Uil is ons groot raadgewer en ook koning Louis Leeu, ons leier in die bos, se beste vriend. Oupa Uil is die slimste dier ooit. Hy weet alles. Wel, amper alles, sê Ekkie skaam. Sal oupa Uil ons nie opeet nie? Vra Biep bang. Nooit. Oupa Uil is die dierbaarste voël in die bos. Hy sal nooit iemand seermaak nie. Sy vrou is net so vriendelik en sy maak die lekkerste kos, sê Ekkie en lek sy lippe af. Maar kom, klim hier op my rug en hou styf vas, dan gaan wys ek vir julle waar oupa Uil en koning Louis Leeu woon. Die 2 geitjierakkers spring vinnig op Ekkie se rug en klou stewig aan sy mooi pels vas. Met die mooi blink klippie in sy hand, hardloop Ekkie eekhoring met die geitjiemaatjies deur die bos. Hy hou die klippie styf toe met sy hand, sodat niemand dit kan sien blink nie. Ekkie weet, as ou Karel Kraai net die kleinste bietjie blink sien, sal hy op hom afduik en probeer om die klippie by hom af te vat. Toe hulle by oupa Uil se groot boom kom, is oupa Uil en koning Louis Leeu reeds besig om 'n vergadering te hou. Ekkie klim versigtig op die groot plat klip en kom stadig nader gestap aan koning Louis en oupa Uil. My wêreld, is dit tog nie jy nie, Ekkie? Kom nader, kom nader. En wie is die 2 mooi ouetjies op jou rug? Vra koning Louis Leeu. Middag, u majesteit, middag oupa Uil. Ek is baie jammer om te pla. Hierdie is my nuwe maatjies. Hulle is die oulikste geitjieboeties wat in my eikeboom uitgebroei het. Hulle name is Meel en Biep, sê Ekkie, terwyl hy laag buig sodat die 2 geitjies kan afklim. Ag, kyk dan tog nou net. Is julle nie al te dierbaar nie? Aangename kennis, Meel en Biep. Welkom in die groot bos. Ek is seker julle sal baie gelukkig wees hier. Ek moet sê, julle kon nie vir 'n beter maatjie gevra het as Ekkie eekhoring nie. Hy is 'n dierbare vriend om te hê. Onthou u majesteit nog hoe mooi het hy na die liewe Lali Ruspe gekyk. Sy het toe mos later in die mooiste skoenlapper verander,
sê oupa uil. Net so oupa uil, ek onthou vir Lali baie goed. Maar wat bring julle hier, Ekkie? Vra koning Louis leeu. U Majesteit, ek en my maatjies is hier om vir u iets te wys wat ek onder die eikeboom opgetel het, sê Ekkie eekhoring en begin die blare in sy hand oopvou. Maar wat kan dit tog wees? Vra oupa uil en wip nader aan Ekkie. Dis hierdie klippie, sê Ekkie toe hy die blare van die klippie afhaal. Die klippie blink so mooi en die lig weerkaats oral teen die wande van koning Louis se paleismure. My liewe gedorie waar u Majesteit, dit is die verlore diamant, sê oupa uil en die klippie skyn sommer in oupa uil se groot ronde oë. Maar kan dit wees, sê koning Louis. Dit moet die ster van veiligheid wees. Einste u Majesteit. Nou gaan die koninkryk weer beskerm wees en die boek van die konings sal nie weer in die bose poue of enige ander diewe se hande beland nie. Ag, wat 'n blye dag is dit tog nie in die groot bos nie. Net so my ou wysneus, hierdie is 'n dag waarna ons almal al vir so baie jare lank uitgesien het, sê koning Louis leeu. Ek is net so dankbaar, u Majesteit, sê oupa uil. Maar nou sal ek die eekhoring en die 2 geitjie boeties na die Maanberg toe moet gaan om die ster van veiligheid diamant na Bibi Panter toe te neem. Ek weet oupa uil, maar dis 'n baie gevaarlike reis. Meester Mani Meerkat het die vorige keer saam met my gegaan. Moet ons hom nie weer vra om saam te gaan nie. Hy ken nou al die pad en al die gevare, sê koning Louis leeu. Dit is 'n goeie idee, u Majesteit, maar meester Mani se vrou gaan een van die dae nuwe babas kry en ek dink sy gaan hom nodig kry by die huis. Maar u hoef nie bekommerd te wees nie, u Majesteit. Ek sal die drietjies onder my vlerk neem. Wat moet ons onder oupa se vlerk doen? Vra Ekkie met groot oë. Oupa uil lag lekker. Dit is 'n spreekwoord, Ekkie. Ons sê iemand gaan jou onder sy vlerk neem, as hy bedoel, hy gaan na jou kyk en beskerm en wys hoe om iets te doen. Ek is nou wel 'n ou uil, maar daar is niks fout met my geheue en my vlerke nie. Ek ken al die gevare en die pad na die Maanberg toe. En dit sal lekker wees om vir Bibi Panter te sien. Dis goed so, oupa uil. Ai, wat sou ons tog sonder jou gemaak het, sê koning Louis verlig. Dis net 'n plesier, u Majesteit. Maar ek dink ons moet nog 'n bietjie wag met die groot reis. Meel en Biep is nog 'n bietjie klein vir so 'n lang en gevaarlike reis. Kom ons wag tot hulle net so 'n klein bietjie groter is. Ek sien hulle begin mooi fris raak van al die goggas wat hulle in die eikeboom vang. Is dit reg, Meel? Vra oupa uil. Ja, oupa uil. Ekkie kyk baie mooi na ons, sê Meel. En hy is ons beste maatjie. Hy sorg dat niks met ons gebeur nie. Hy neem ons onder sy vlerk. Netjies, sê oupa uil. Hoor nou net hoe vinnig leer die seentjies. Nou maar goed, dan is dit afgespreek. Volgende maand voor die winter kom, val julle 4 in die pad na die Maanberg toe. Intussen kan oupa uil vir julle elke dag vertel wat julle op die pad soontoe kan verwag. Dit sal julle help om goed voorberei te wees. Dit sal vir my 'n voorreg wees, u Majesteit, sê oupa uil en kyk na Ekkie, Meel en Biep. Julle hoef nie weer die hele pad hiernatoe te kom nie, Ekkie. Ek sal sommer daar na julle toe vlieg by die eikeboom. Ek wil reeds ook 'n draai gaan maak by die bakkrans en verneem hoe dit met ou Bobby Bobbejaan gaan. Dankie oupa uil, dis goed so. Dan stel ek voor dat ons eers die diamant hier in die paleis bære. Dis veilig hier, niemand weet daarvan nie en daarom sal niemand daarna kom soek nie, sê koning Louis leeu. En so vertrek Ekkie, Meel en Biep weer terug na die hoë ou eikeboom toe. Dit was vir hulle 'n baie opwindende dag en hulle sien baie uit na die groot reis na die Maanberg toe.